Goeienaand, luisteraar. As jy vanoggend geluister het, sou jy gehoor het, ek praat oor die welstand van ons gees en ons gaan net vanaand daarmee aan. Die afgelope tyd het ek dan ook gepraat oor gebroke harte en die welstand van ons siel, maar vanaand behandel ons die welstand van ons gees as kinders van die Here. Ek wil u vra, kind van God, gaan dit regtig met jou verhouding met die Here goed? Hoe lyk jou verhouding met die Here? Brand jou lig nog? Is jy die sout van die aarde? Het jy passie in jou hart vir die Here? Vir sy woord en dit waarvoor hy jou geroep het? Ons gaan alles aanspreek dan vanaand, maar ek wil begin deur te sê, ons leef in die laaste dae waarin baie Christene terugval omdat hulle toegee aan die versoekings wat van die vlees, die wêreld en van die duiwel af op hulle inwerk. 2 Timoteus 3. As gevolg hiervan veragter julle in die genade en verkoel in hulle liefde teenoor die Here Jesus Christus, kry ons ook in Matteus 24. Aan die begin hou baie van hulle 'n misleidende front voor, sodat ander Christene nie moet agterkom dat hulle ernstige geestelike probleme het nie. Indien die persoon nie in sy geestelike lewe oorwinning kry nie, kom hy later tot 'n val deur die sonde waarin hy toegegee het of weens ander sondes wat intussen ingeslyp het. Ons sien die noodsaaklikheid van geestelike oorlogsvoering in die dae waarin ons leef, soos deur die Bybel vir alle Christene voorgeskryf word. As jy nie oorwinning oor die wêreld, die vlees en die sonde verkry nie, en ook nalat om die volle wapenrusting van God aan te trek sodat jy teen die liste van die duiwel staande kan bly, sal jy geestelik teruggedryf word. Dit maak nie saak wie jy is en hoe lank jy al die Here dien nie. As jy nie waaksaam is en voortdurend die wapens van die lig aangord om die goeie stryd van die geloof te stry nie, sal jy in sonde vasgevang raak en wat jou dan moontlik tot 'n val kan bring. Die groot prys wat 'n mens vir verborgde sondes betaal, kom nie skielik en sonder waarskuwing oor jou pad nie. So 'n persoon kom agter dat hy die Heilige Gees bedroef en daardeur sy krag tot oorwinning begin verloor. Na mate sy ou sondige natuur weer sterker word, verhard dit sy hart en weerstaan dit die Heilige Gees in sy lewe en veroorsaak dat hy geestelik begin misluk. Want Paulus sê, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat jy nie kan doen, geliefde kind, wat jy wil nie. Wanneer 'n gelowige in sonde val en dit wat in die verborge gedoen is, word van die dakke af verkondig, want sonde kom een of ander tyd aan die lig, is dit vir hom tot 'n groot beskaming. Dink maar aan Samson, toe die vyand hom gevang het deur die liste van 'n vrou, sy oë uitgesteek, met hom in die openbaar die spot gedryf en hom in die tronk gesit het. Samson kon hierdie tragedie egter voorkom het, as hy nie vooraf willens en wetens in die hand van sy vyand gespeel het nie. Ons moet voortdurend stryd voer teen die bose en teen versoekings, want dit kan verwoestende gevolge in ons lewe hê as ons nie wakend bid nie. Daar is self predikers in ons tyd wat Bybelse uitsprake ignoreer of verdraai om sondes te regverdig, soos alle perverse seksuele verhoudings wat duidelik deur die Here verbied word in sy woord, drankmisbruik wat aan die orde van die dag is, kompromie met ander gelowe om wêreldvrede te bevorder, en so kan ons maar aangaan. In ons hedendaagse wêreld word daar plek gemaak vir die sonde. Wat sleg was in die verlede, word nou goed en reg genoem. Kom ons kyk byvoorbeeld na die hypergrace leerstellinge wat deesdae vinnig veld wen. Die terme hypergrace was al gereeld beskryf as 'n nuwe golf of 'n lering wat vreeslik klem plaas op die genade van ons God, maar wat ander baie belangrike aspekte soos onder andere belydenis van sondes uitsluit. Die teorie van once saved, always saved kom dan ook sterk deur. Hypergrace leraars
hou vol dat alle sondes, jou verlede, hede en toekomstige sondes, alreeds vergewe is, en dat daar geen noodsaaklikheid vir die gelowige is, om weer te bely vir enige sonde wat dan gepleeg word nie. Jesus het vir alle sondes aan die kruis betaal, geliefde, maar sonder bekering en belydenis kan sonde nie vergewe word nie. Hypergrace-leringe maak ook die volgende stelling. Wanneer God na ons kyk, sien hy ons as net heilige en regverdige mense. Ek wonder oor hierdie stelling. Al is 'n aardse vader hoe lief vir sy kinders, sien hy nie hulle stoutigheid en foute oor nie, want hy wat sy kinders waarlik lief het, tigtig hulle en laat hulle nie ongestraf bly nie. Hoekom tigtig die Here ons dan, as hy nie ons sondes raak sien nie? As daar dan geen tigtiging is nie, dan is jy mos nie 'n egte kind nie waar nie? Ons tigtig nie ander mense se kinders nie, behalwe ons eie kinders. Jy sal nie sommer 'n ander kind straf nie, jy straf net jou eie kinders. Die volgende skrifversie vat dit mooi saam. Openbaring 3:19. Almal, sê die Here wat ek liefhet, bestraf en tigtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Hier praat die Here dan met sy kinders. Die kern van hierdie lering is, omdat al die gelowiges nie meer onder die wet is nie, maar onder die genade, hulle nie meer verantwoordelik gehou sal word vir hulle sondes nie. En dit is nie skriftuurlik nie. As dit alles opgesom moet word, is van hierdie Hypergrace predikers se leringe tog geldig. Ons is inderdaad gered deur genade en nie deur ons eie werke nie. God se genade is ook absoluut wonderlik groot en verniet. Maar die Hypergrace leringe word uit verhouding geruk met die res van die woord en wat dit ons werklik leer. Jesus was vol van genade en waarheid. Die twee is voorwaar 'n delikate balans met mekaar en die geringste wankeling na links of regs kan na 'n valse leerstelling toelei, soos in die geval met die Hypergrace. Ons moet altyd nuwe leringe met die hele raad van God sy woord vergelyk. Ons moet leer hoe om enige iets wat nie ooreenstem met die volle waarheid van God se woord nie, heeltemal te verontagsaam. In kort, Hypergrace predikers verdraai die genade van God en verander dit in 'n lisensie om te sondig sonder om vergifnis te vra of sondebelydenis te doen. Kom ons kyk wat sê die woord rondom ons kindskap. Kan ons maar in sonde bly lewe, met die wete dat al ons sondes ook vir die toekoms al vergewe is, sonder enige belydenis? Romeine 6:1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Met ander woord, die Hypergrace lering? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin bly lewe? 1 Petrus 2:16. In Christus lewe ons as vry mense, en nie asof ons die vryheid het, die Hypergrace, as 'n dekmantel vir die boosheid of dan sonde nie, maar as diensknegte van God. Word daar in die kerk plek gemaak nog vir vermaaning? Hebreërs 10:25. Maar laat ons mekaar vermaan en des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Van watter dag word hier gepraat? Watter dag sien ons naderkom? Jesus se wederkoms na hierdie aarde toe natuurlik. En wie van ons as kinders van die Here wil nie reg wees vir hierdie wonderlike geleentheid wanneer Jesus in al sy glorie en heerlikheid terugkom nie? Almal wil reg wees, maar wie van ons is nog oop vir vermaaning? Onthou, egte kinders reageer positief op vermaaning wat van die Here afkom. Wanneer vermaaning dan in liefde geskied en nie met veroordeling in 'n mens se hart nie, sal die persoon erken dat dinge nie reg is nie en dat hy na die Here sal moet terugkom om 'n nuwe oorgawe te doen. Indien hy dit nie doen nie, behoort mense naby aan hom, soos sy vrou of sy intieme vriende of selfs die gemeente waarby hy is,
hom oor sy gesindheid, sy dade of sy woorde te vermaan. Paulus sê dit uitdruklik. Vermaan mekaar elke dag, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Hebreërs 3 vers 13 sê, indien die persoon nie op die vermaanings reageer en die probleem regstel nie, sal hy uiteindelik 'n slaaf word van die sonde waaraan hy dan toegegee het. Ons sien dan dat vermaning nog steeds 'n definitiewe plek in die kerk het, in ons as Christene se lewe, want ons het gelees, die Here tugtig die sene wat hy lief het, sodat ons juis op die regte pad sal bly en nie op verkeerde paaie sal land nie. So, moet dan nie bang wees om mekaar te vermaan nie. As ons dan sien iemand dwaal van die pad af in 'n verkeerde rigting, kom laat ons hierdie persoon in liefde met vermaaning reghelp, sodat ons nie die koms van die Here Jesus sal mis wanneer hy terugkom na hierdie aarde toe nie. Hoe kan ons verslaaf word deur sonde en ongeregtigheid? Waarvoor moet ons oppas? Waarteen moet ons waak en bid? Eerstens, teen die wêreld. Ons leef in 'n wêreld wat volgens 1 Johannes 5 vers 19 in die mag van die bose lê. Alle wêreldse sisteme, praktyke en beginsels is verdorwe, omdat dit as gevolg van die duiwelse invloed verhandig teenoor die koninkryk van God en sy geregtigheid is. Ons word dus teen die wêreld menigmale gewaarsku. Maar kom ons kyk na hierdie een waarskuwing. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief hê, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Ek het 'n ruk terug 'n boodskap gebring oor die genietinge van hierdie wêreld. As die genot van die wêreld jou insluk, met ander woorde, as jy genot meer lief het as vir God, moet jy pas op dat die Here jou nie uitspieg nie, want sy woord sê, omdat jy lou geword het in jou liefde vir die Here, kan hy jou dalk uitspoeg. Soos Matteus 24:12 sê, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, en ons sien hoe ongeregtigheid in hierdie wêreld vermeerder en hoe maklik mense sondig kan doen en dat ons as Christene moet ten bloede toe weerstand bied teen die versoekings en die verkeerde dinge wat in hierdie wêreld heers. En as ons dan toegee aan hierdie ongeregtigheid, sal ons liefde vir die Meester verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, sê die woord, totdat die Here weer terugkom, hy sal gered word. Ons kyk dan na die vlees. Watter invloed het die vlees op 'n kind van God se lewe? Die groot bondgenoot wat die duiwel en die sonde in baie Christene se lewe het, is die ongekruisigde vlees. Dit is die ou natuur, en as dit nie oorgelewer word om daagliks gekruisig te word nie, kan dit 'n Christen in sonde laat leef. Paulus sê weer aan die gemeente in Efesiërs dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Efesiërs 4:22, vleeslike Christene, wat dan nog nie hierdie oorgawe gemaak het nie, leef noodwendig onder die mag van die vlees en kan maklik tot sondige dade versoek word. Ons weet ook dat Paulus sê in Efesiërs 2:20, ek is met Jesus Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar die lewe wat ek nou in hierdie vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat homself vir my oorgegee het. Dan is daar ook die verskynsel van teruggevalle Christene, wat wel in 'n stadium geestelik was, maar later na 'n vleeslike toestand in die genade van God veragter en verval het. Paulus sê van die Galasiërs, is julle so onverstandig? Nadat julle met die vlees begin het, eindig julle nou met die vlees. Paulus se vriend Demas het uiteindelik die knie voor versoekings gebuig
en na die wêreld teruggedraai. En dit is hartseer wanneer dit gebeur. So ons sien eerstens die wêreld, ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie, en ons moet die wêreldse dinge weerstaan, en die vleeslike moet ons kruisig, sodat ons nie daarin sal wandel nie. Die derde punt wat ek wil aanraak is die duiwel. Die invloed van die duiwel op mense se lewens is meestal onregstreeks, deur middel van 'n verdorwe wêreld wat in sy mag lê, en ook deur die begeerlikhede van die mens se sondige natuur natuurlik. Daar is egter ook die kere wanneer hy en sy demone regstreekse aanvalle op mense kan loods. Dit kan die vorm van bose suggesties aanneem, wat as vurige pyle beskryf word wat die duiwel op ons afvuur. Hy kan ook, as ons dit toelaat, ons omstandighede manipuleer om ons in gevaar of onder versoekings te laat beland. Sy intervensie is egter meestal op die geestelike vlak deur verkeerde gedagtes wat hy in ons denke plaas. En daarom kyk ons dan ook na gedagtes. Watse gedagtes laat ons toe? Omdat die mens 'n denkende wese is, reageer hy op alle invloede wat op hom kan inwerk, ook sondige gedagtes, ongeag die oorsprong daarvan. Elke sondige daad wat deur mense gepleeg word, begin by 'n sondige gedagte. Dit wat jy doen, gaan jy tog nie doen as jy eers daaroor gedink het nie. Ons kan nie help om soms sulke gedagtes te bedink nie, want alle mense word versoek. En ons weet, ons bid in die Onse Vader juis teen hierdie versoekinge, dat die Here ons sal beskerm en bewaar. Ons moet egter nie verkeerde gedagtes aanvaar en uitvoering daaraan gee nie, want dan sondig ons. Ons weet mos dit begin alles by gedagte, en as ons daarop broei, dan kom dit tot volle verwerkliking in sonde. Verkeerde voornemens en slegte begeertes kom uit die mense se eie onderbewussyn en vleeslike natuur na vore, want elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Om hierdie rede moet alle gedagtes ondersoek en tot gehoorsaamheid aan Christus onderwerp word. Die duiwel slaag dikwels daarin om Christene se gedagtes geweldig te laat dwaal, wanneer hulle dan in gebed is voor die Here, of wanneer hulle na 'n goeie boodskap luister. Ons sien baie keer veral in die kerke, wanneer ons gedagtes afdwaal en ons luister nie, dan kan die slaap ons ook oorval, en dis wat ook dan gebeur. Jy word baie moeg, en dan val jy net in 'n slaap in, en jy mis dan wat die Here daardie dag deur sy woord met jou wou praat. Die hele probleem ontstaan dus op die gedagtevlak. As hierdie verkeerde gedagtes gevange geneem en tot gehoorsaamheid aan Christus onderwerp word, sal dit nooit geregverdig in die geheim beplan en dan ook uitgevoer kan word nie. Daar is geen einde aan die vindingrykheid, bose planne, skelmstreke, geheime ontmoetings en knoeiery waarmee mense vorendag kom om uitvoering aan sondige idees te gee nie. As hierdie planne nie verbreek word nie, word dit uitgevoer en kom die sonde tot volle verwerkliking. Om oorwinning oor ons gedagtes te kry, moet ons dus elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus, wat die woord van God is. Ons kan dan die volgende wapens teen die aanvalle van die bose en teen ons sondige gedagtes gebruik. Eerstens is dit ons geloof in die Here Jesus Christus. In 1 Timoteus 6:12 sê, stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe ons geroep is, en die goeie belydenis van baie getuienisse afgelê. Dis daarom mooi, ons is in 'n stryd, en ons stry in Christus die goeie stryd van die geloof, en dan gryp ons na die ewige lewe, waartoe ons geroep is, saam met die Here. Die volgende punt is, die bloed van die lam. Efesiërs 1:7 sê die volgende, in hom het ons die verlossing, deur sy bloed,
die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Ons oorwin dan deur die bloed van die lam wat gestort is vir ons sondes, en deur die kosbare bloed van Jesus word ons gered, bevry en dan ook verlos van alle sondes. Ons Christelike getuienis, Openbaring 12:11, en hulle het hom, die vyand, oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Dit is net vanuit die posisie van 'n geesgevolle lewe dat ons kragtige getuies kan wees wat die bose dan oorwin. En onthou, getuig oor dit wat God vir jou doen, vir dit wat hy jou voorgeroep het, leef jou bediening uit. Jou getuienis is 'n kragtige wapen teenoor die vyand. Getuig wanneer die Here vir jou goed doen, wanneer hy jou genees en verlos, wanneer hy jou voorsien. Getuig gedurig deur dat die Here vir ons goed is. Dan gebed natuurlik, Jakobus 5:16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Ons weet dat ons nie moet ophou bid nie, maar dat ons moet waak en bid. Die woord van God natuurlik, die Bybel is 'n belangrike deel van die Christen se geestelike wapenrusting. Daarom sê Paulus, neem die swaard van die Gees op, dit is die woord van God. Efesiërs 6:17, is jou voetstappe in die woord van die Here geanker, maak jou voetstappe vas in Gods woord, en laat geen ongeregtigheid oor jou heers nie. Geliefde kind van God, dit is die woord wat ek met u deel oor ons geestelike lewe, waarin ons lewe dalk geestelik kan wees, en waar ek vir jou gevra het, in watter toestand is jou geestelike lewe? Staan jy vas in die woord van die Here? Leef jy elke dag deur die krag wat die Here jou verleen? Getuig jy? Is jy aan die brand vir die Here? Skyn jou lig helder, of is daar 'n maat-immer oor jou lig? Dra jy die boodskap van die Here uit so ver as wat jy kan? Hoe lyk jou lewe voor die Here? Neem dit in oënskyk. Toets jou dan self aan die woord van die Here. Staan jy nog vas in die waarheid van die woord? Bid jy die kragtige gebede wat nodig is, wat ons moet bid in hierdie tyd waarin ons lewe, nie net vir onsself nie, maar ook vir ons geliefdes. As die woord dan jou aangespreek het, en jy voel in jou hart, jy is dalk nie op die plek wat jy moet wees nie, dat jy veragter het in God se genade, dat jy geestelik agteruit beweeg het en nie vorentoe beweeg nie, want onthou, geestelike groei beteken dat ons aanhoudend deur die Heilige Gees en die woord van die Here, dat ons beweeg, dat ons vorentoe beweeg, dat ons groei, dat ons toeneem, dat ons elke dag God ervaar sy teenwoordigheid in ons lewe. As dit dalk ontbreek, wil ek 'n uitnodiging aan jou rig om terug te draai na die Here toe. Indien jy dan 'n slagoffer van versoekings tot sonde is, wat deur die wêreld, die vlees, of dalk deur regstreekse suggesties van die Satan na jou toe gekom het, en jy daaraan toegegee het, vlug dan weg daarvan en gaan na die kruis, waar alle bande van sonde en ongeregtigheid gebreek kan word. Die Here Jesus Christus het gekom om die werke van die duiwel te verbreek, en as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Dawid was ook in 'n toestand op 'n stadium in sy lewe, en hy het die volgende gebed gebid, en dis wat ons saam gaan bid. Dit kom uit Psalm 51. Verberg jy aangesig nie vir ons sondes, en delg al ons ongeregtigheid uit deur die bloed van Jesus. Skep vir ons 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van ons 'n vaste gees, om staande te bly teen al die versoekings in hierdie lewe. Verwerp my nie van die aangesig, en neem u Heilige Gees nie van ons af weg nie, maar gee ons genade deur Jesus Christus. Gee ons weer die vreugde van die heil, en ondersteun ons deur 'n gewillige gees om u te aanbid en te dien deur die krag wat u ons elke dag verleen. Red ons van sondeskuld, o God.
God van ons heil, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ek weet dat die Here kom haal daai verlore skapies wat afgedwaal het. Hy roep na daardie verlore seuns wat in die wêreld 'n draai gemaak het en nou by die varkbakke sit en verlang na varkpele en nie net sy seuns nie, maar ook ons as sy dogters, alle kinders van die Here wat dan weggedwaal het. Die Here wag vir u met oop arms. Kom, staan op, neem op nuut 'n besluit om jou lewe aan die Here toe te wy en hom alleen te dien. Spreuke 21:1, ek sluit daarmee af. Die koning se hart, maar ek plaas ons elkeen hierin. My hart is in die hand van die Here soos waterstrome. Hy lei dit waarheen hy wil. Plaas jou lewe in die hand van die Here, sodat hy dit kan lei waarheen hy wil. Amen.